Sê baie dankie aan die musieke, mag die sitplekke neem. Baie dankie. Is daar wel 'n opgewondenheid vanoggend in die huis van die Here? Amen. Amen. Stem saam met u, maar ek gewaar vanmôre ook so taai toffie besigheid. Weet die geliefdes, dis nie van die Here af nie. Weet jy wat veroorsaak dit? Wanneer mense praat. Verkeerde opinies uitlig, verkeerde assumpties maak. Die Here het ons gewaarsku, wees versigtig. As jy 'n kant kies, kies die Here se kant. Want as jy die ander kant kies, geliefde kind van die Here, dan is dit donker en duisternis. Moenie opinies rig nie. Hou vas aan die Here. Ek moet vanmôre met u praat oor 'n tipe woestyntydperk in ons lewens. Vanmôre toe ek die water uitvat, ken jy dit? Wie ken dit? Daar's min in die gemeente wat dit ken, dis hoekom jy my so snaaks gekyk het om te doen. Kom maar dan boek jy op asseblief, dit jong dan. Luister, ook kind van die Here. Ek gaan baie rustig probeer voortgaan vanmôre. Maar ek beloof nie veel nie, want rustigheid in die Here se hand kan ewe skielik omdraai in iets beters. Wanneer ons vrede vind in hom, dan vermenigvuldig hy nie teenstand nie, maar hy bewerkstellig die oorwinning. Wat se boekie is daai, weet jy dit? Het gesê Springbok. Nee, is verkeerd. Nee, dit is 'n afstammeling van 'n springbok. Hulle noem hierdie bokkie 'n Dorcas bokkie. Hierdie bokkie is bo in die noordelike gedeeltes in woestynagtige gedeeltes baie bekend. Wanneer dit kouer raak later in die woestyn, dan groei hierdie bokkie ook 'n pels. En dan verdwyn daai predominante donker streep op die kant. Ja, ek is bly mense sien dit so, maar jy sal sien 'n springbok het gewoonlik ook 'n swarter streep onder hom. En 'n rooi bok het baie meer hierdie tipe figuur soos wat hierdie bokkie hier het. Vra dat jy die Bybel hou vir my daai prentjie daarop, en ek gaan jou vra so deur die loop van die tyd, wil ek ons herinner aan hierdie bokkie. Want jy sal sien waarna toe ek op pad is vanmôre met die woord van die Here. Dan sal jy ook verstaan hoekom jy vanmôre besprinkel was met water. Nommer 1, toe ek ervaar hier so teenkanting, was hierdie die manifestasie om dinge te breek. Of jy dit wil weet of nie. Nommer 2, het ek 'n losmaking oor u in die huis kom spreek, van hierdie wêreld en die dinge. Nommer 3, het ek vir die lafenis in die droogte gebring. Terwyl jy hier staan, besef jy nie wat die gees van die Here mee besig is nie. Want ons is baie keer so besig met kerk, dat ons die Here van die kerk vergeet. Ons is so besig om te prys en worship en ons stemme te laat hoor, sonder om te weet vir wie ons dit doen. Handelinge 9 vanaf vers 32 lees die volgende, sê, en onderwyl Petrus oral rondgegaan het,
Hy het ook gekom by die heiliges wat in Lida woon. En hy het daar 'n man gevind met die naam van Enias, wat al 8 jaar bedlend en verlam was. En Petrus sê vir hom, Enias, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op, maak jou bed op, en hy het dadelik opgestaan. En al die inwoners van Lida en Saron het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. En in Joppe was daar 'n sekere disipeling met die naam van Tabitha, wat as dit vertaal word beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. En omdat Lida naby Joppe was, en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hy hulle 2 manne na hom gestuur wat hom smeek, dat hy sonder uitstel na hulle toe moet oorkom. En Petrus het opgestaan, en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek. En al die weduwees kom by hom staan en ween, en wys hom die onder- en boekleed wat Dorcas alles gemaak het, toe sy nog by hulle was. En Petrus het almal buitentoe gestuur, en neergekniel en gebid, en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan daarop. Roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. En dit het bekend geword in die hele Joppe dat baie het die Here geglo. En hy het 'n geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere Simon die leerlooier. Vader, vanmôre was daar reeds bindinge gespreek oor al die verkeerde dinge. Maar nou, Here, wil ek losmaking spreek oor al die regte dinge. Here, ek laat die Heilige Gees vrylik beweeg, van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van gedagte tot gedagte. Here, sodat die Heilige Gees in hierdie plek die werk kan doen en verrig. Ja, Here, om te oortuig van geregtigheid en sonde. En dankie, Here, dat U ons nou in staat stel om te luister na U stem. En ons weet, Here, dat hierdie geleesde gedeelte reeds baie krag dra. En dat dit klaar die opwekkingswerk van U woord vir ons kom uitlig het. En dankie, Here, dat U nog gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Dat U nog nooit verander het nie. En dat die opwekkingskrag en die stem nog steeds bestaan. Here, raak hierdie onwaardige lippe vanmôre aan wat voor U staan. Here, want U weet ook, ek's 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein is. Maar laat U woord spreek, Here, en die reinheid vanmôre bekend word in ons midde. En die volk sê, Amen. Prys die Here, halleluja. In hierdie skrifgedeelte hoor ons dat hierdie vrou se naam Tabitha is. En die vertaling daarvan het 'n betekenis, en hierdie betekenis kom neer op hierdie ou seldsame bokkie. Wanneer waande dit nou van het sin verloor? Is dit nie ook maar partykeer so in die gees dat ons
so 'n sein verloor, dat ons nie weet elke keer hoe om ons rigting te hou en te bewaar, en nou is dit so troos van Saron daar, prys die Here. Maar geliefdes, ons weet dat daar 'n bedoeling is, ek het 'n paar keer dit al gesê en genoem hier, dat wanneer ons kyk na hierdie name in die Bybel, dan sien ons name het wel 'n betekenis. En name in die Bybel, hierdie betekenisvolle name, lei vir ons om te gaan ondersoek instel aangaande dit wat ons nou moet weet. Ons gaan kyk na hierdie ou bokkie. In die noordelike gedeeltes in die woestyn waar hierdie Dorcas-bokkie voorkom, is dit geweldige toestande, alhoewel daardie ene nou staan op wat lyk soos 'n grasvlakte, sal jy sien dat meeste van dit wat om hierdie ou bokkie is dor en droog. Ek wonder of dit nie is waar die naam Dorcas vandaan kom nie. Want geliefdes, as ou kyk na wat die woestyn het om te bied, is dit nie altyd die mooiste omstandighede nie. Die woestyn bring droogte en koue partykeer, en die woestyn bring allerhande doringagtige plante, en min lafenisse. Waar is nie water in 'n woestyn nie. En soms die bietjie water wat nou wel kan kry, is gewoonlik so brak of so sout, of so besoedel, dat jy dit nie kan gebruik nie. Besef jy vanmôre dat baie keer vind 'n kind van die Here om in sulke omstandighede. Dit gaan goed met die volk. Dit gaan altyd net goed met die volk. Pastoor, ek weet nie waar kom jy vandaan nie. Terwyl sals ons 'n vlammetjie brand, dan smile ons. Is dit so? Liefdes, daar kom tydjies dat dit nie gaan oor jou finansiële aspekte nie, maar jou geestelike saak met die Here, dat jy 'n woestyntydperk tref. En daardie woestyntydperk kom wanneer jy dit die minste kan verwag en die minste kan bekostig. Die Here kom wys ons op hierdie ou Dorcas-bokkie vir 'n rede. Hierdie ou bokkie, hoor gou wat sê Wikipedia, hy sê, ek vra, hoe lewe hierdie bokkie dan in die woestyn sonder water? How does Dorcas gazelle survive in the desert? Luister mooi. Dorcas gazelle are so well adapted to desert habitats that they never need to drink water. They can get all the moisture they need from their diet. Although the gazelle can cope with high temperatures, if it is very hot, they will be active mainly in the cooler parts of the day, at dawn and at dusk and at night. Nou geliefdes, weet jy dat die mens het selfs dieselfde omstandighede wanneer dit warm is om ons, dan raak ons ook rustig, het jy dit agtergekom. Die menslike natuur is om dan skade weer te gaan soek en weg te kry van dit wat swaar is op die skouers en wat moeilik is. Vanmôre wil ek vir julle sê dat hierdie ou Dorcas-bokkie vir soveel jare in 'n woestyn is en dat hulle nog steeds aktief raak wanneer dit koeler raak. Jy sien geliefdes, ons besef nie hoe belangrik dit is om nog steeds 'n aktiwiteit in die Here te hê nie. Ons moet ons tye mooi kies om rarig in jubel en juig uit te breek, is dit nie so nie. En weet jy, hierdie bokkie het dit presies geweet, en die Here maak 'n vergelyking met hierdie vrou Tabitha, wat hulle hier in Lida kry en Joppe kry wat oorlede is. En dan voel die mense wat naby haar kom, hierdie vrou het 'n manier gehad
om sekere dinge te doen wanneer niemand kyk en niemand daarop let nie, wanneer die hitte daar was, wanneer dit moeilik gegaan het in die omstandighede in die dorp, het hierdie vrou nie altyd haarself kom tentoonstel nie, maar wanneer niemand gesien het nie, was hierdie vrou werklik 'n Spreuke 31 vrou, daardie een wat haar lamp nie laat uitgaan het nie. Broers, ek praat nie net met die vrouens nie, hoor, dit vir u ook. En hierdie vrou het geweet dat wanneer niemand kyk nie en wanneer dit nodig was, het sy gegaan en sy kledingstukke gemaak. Wanneer sy dit op haar vrolikste was, het sy 10-1, het sy iewerste besig geraak om vir mense te bedink en om aan hulle te dink wat swaar kry. Daarom was daar 'n klomp weduwees. Hierdie vrou selfs, nêrens is daar 'n plek wat sê sy was getroud, of daar was 'n man vir haar wat vir haar gesorg het nie. Wat in self ook 'n woestyntydperk was. Vrouens was nie geag daar nie, en hulle mag nie gewerk het nie, of so was daar nie 'n inkomste as daar nie 'n man was nie. So hierdie vrou het in die aand, wanneer niemand gekyk het nie, het sy besig geraak om kledingstukke te maak vir hulle wat swaar kry. Nie net kledingstukke nie, sy het ook benodigdhede bymekaar gemaak en sy het begin te sorg vir 'n groepie mense wat ook swaar kry. Dus sy vir hierdie groepie mense begin te sorg. Het dit so 'n groot indruk gemaak op 'n volk, dat die dag toe sy afsterwe, toe laat dit 'n leemte in daardie volk. So groot leemte, dat toe Petrus in die boofvertrek kom, toe kom hierdie klomp dames na hom toe, hierdie klomp weduwees wat sy mans ook afgesterf het, en hulle kom wys aan hom hierdie kledingstukke wat sy in haar lafenistye bymekaar gemaak het om vir hulle te gee. Sal hulle dink, kledingstukke, dis is net so groot saak. In 'n tyd waar daar nie baie materiaal bekombaar was, daar jy waarskynlik net iets by die winkel daar op die hoek gekoop kan word wat materiaal aanbetref nie, en daar is ook nie gou 'n pet uitrusters of 'n icy curtains soos wat ons hulle noem nie, en daar is ook nie 'n pick and pay clothing nie. Daar is nie al hierdie goed wat so beskikbaar is soos vandag nie. Vandag is daar winkels vol klere en vrouens wat geen kaste het vol klere wat hulle nie kan dra nie. Vrou het nooit genoeg skoene nie. En ons kerk het vrouens nooit genoeg hoede nie. Maar prys die Here dat daar was een wat voorsien het terwyl niemand gekyk het nie. Maar daar was die wat opgelet het en geweet het dat sy onmisbaar in hierdie plek moet wees. Wanneer sy weg is, dan sou hulle baie swaar kry. En die blote toestand dat hierdie vrou haarself ontferm het aan hulle wat swaarder gekry het, sy wat geweet het wat die pad is, het die Here vir haar 'n manier gegee om soos hierdie Dorkasbokkie in die woestyn genoegsaam te kry en te versamel en tevrede te wees met die minste, terwyl sy soveel ander gesorg het. Jy weet jy wat, ek wil vir jy sê, jy kry nie daar die mense met die gawe, terwyl hulle besig is om vir ander te sorg, dan sorg die Here in so mate vir hulle. Ek het 'n oom gehad wat altyd gesê, as 'n hand oop is, luister mooi, dan ontvang daar die hand, maar daar die hand gee ook uit. En hoe meer daar die hand uitgee, hoe meer spasie is daar om te ontvang. En hoe meer jy ontvang, hoe meer kan jy dan weer uitgee. En op die einde van die dag is dit net ruiltransaksie wat plaasvind, want die Here sien hierdie goed raak, en hy sien die met oop harte en oop hande. In die Dorkasbokkie wil ek na toe terugkom, dat selfs in daardie ou drooggrasies wat hy geëet het, die minimale hoeveelheid water wat daarin is, as ek en u nou moet begin te gras eet, broer en suster, gaan ons dit nie maak nie. Want gras het geen voedingswaarde vir 'n mens nie. Alhoewel die eerste ding is wat mense na toe gaan wanneer hulle op die dieet gaan, is 'n slaaitjie en 'n watertjie. Dit moet geen voedingswaarde nie, jy flous jouself en dan eet jy kom slaaie en voordat jy weer sien, dan vergryp jy jouself in 'n stukkie vats. Dan die 30 slaaie niks beteken nie.
Het hierdie bokkie die manier gehad om in daardie min voedingswaarde grasies so tevrede te wees met die bietjie water, laafenis wat hy gekry het. Dat daardie bokkie dit kon maak in al die tye. Hierdie bokkie het geweet dat as dit warm is die tye wat as jy dan beweeg, broer en suster, as dit warm is, dan gee jy meer water af as wat jy inneem. En die bokkie was nie dom en is nie dom. Hulle bestaan tot vandag, jy kan dit maar gaan Wikipedia of gaan Google of gaan wat ook al, YouTube of TikTok, ek weet nie. Maar weet jy, hierdie bokkie het genoegsaam gekry om te weet hoe om te beweeg, wanneer om te beweeg. Weet jy, geliefdes, ons het die Heilige Gees wat ons leer en lei in al die waarheid. En wanneer ons begin te luister na die Gees, en hulle wat om ons is ook begin te luister na die Gees, dan begin die Here vir mekaar voorsien, deur die harte en hande van hulle wat luister na die beweging van die Heilige Gees. En weet jy wat, geliefdes, dan raak ons onmisbaar in mekaar se lewe. Jy kan daardie persoon nie net meer bekostig om hulle te verloor nie. Jy kan nie sonder mekaar mee lewe nie. Weet jy, daar's krag in eenheid. Hierdie vrou het 'n eenheid gestig onder weduwees. Weet jy wat doen die vyand in 'n kerk? Hy kom vals aan en veroorsaak verdeeldheid. Hy praat en hy gee en hy maak allerhande assumpsies en ons val daarvoor en voordat jy weer kan sien en sê ja, kan daai en maar kan daai en maar gaan daai, want jy lang luister, sit jy alleen op die einde van die dag in die kerk. Waar andersins wanneer die Gees ons begin te lei, elkeen deel het in die liggaam van Christus, al is dit hoe klein en al is dit hoe min, elke handjie tel vir die Here. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Ons meet maar so vinnig aan die Gees. Sê daai een is so geestelik en daai een is daar geestelik. Daai een is so geestelik en hierdie een is so geestelik. En eintlik te laas is dit daardie meete en mate wat vir 'n groot probleem is, want dit kom ons nie toe nie. Eintlik is ons maar vol grootmanskap, want weet jy wat, ons spreek oordeel wanneer dit ons nie toekom nie. Wanneer ons daardie oordeel spreek, wanneer dit ons nie toekom nie, dan moet ons agterkom, dis eintlik ons wat met die maarte in ons siele sit. Eintlik ons moet gaan soek na wat ons behoefte is by die Here en luister na die Gees. Weet jy, geliefdes, op 'n stadium sit ek daar in Nylstroom in my pastorie en ek voel ek het so 'n bietjie van ek het nodig om net iewers 'n woord te hoor. Dan gaan nou ons oor ons en jy luister 'n woord en hierdie prediker en daardie prediker en jy spring so rond van kanaal tot kanaal en radiostasie tot radiostasie, maar jy kry ook nie dit wat jy na soek nie, want jy soek baie keer na goed wat jy nie dadelik gaan kry of nou nodig het. Gaan op my knie en ek bid voor Here, ek sê Here, is daar nie een in Suid-Afrika wat nog 'n profeet genoeg is om te weet, hier sit ou Henny, en ek vanmôre behoefte na 'n woord nie. Ja, ek weet, dit dink ons nou snaaks as die pastoor sê, ek het ook behoefte na 'n woord. Ek is vlees en bloed net soos u. En weet jy wat is die hartseer van alles? Baie keer af ons mense so hoog dat ons nie voel ons kan by ryk kom. Waar Jesus homself ontkort het met sy woordleef en gesê dat hy gekom om te dien, nie om te dien te word. Hoe sou dit wees as daar net een in die tuin van Getsemane was wat kon waak en bid saam met hom vir die uur toe hy op sy ergste verdrukking gelei het en geweet het dat hierdie beker wat die Vader vir hom gegee het nie verby hom sou kon gaan nie, dat dit moes gebeur sodat ek en u vandag kan sê daar is 'n redder wat vir ons gesterf het.
Ons maak uiting oor die bloed van Jesus en ons wil dit duidelik sien werk. Maar weet jy wat, geliefdes, eintlik is 1 druppel bloed genoeg vir my en jou. 1 druppel bloed geskenk aan die kruishout van Golgotha kan die mensdom se sondes wegwas. Ons wil wonderwerke sien. Weet jy wat vir my die hartseer van alles, toe Petrus na die vertrek en loop, toe jaag hy die heiliges uit. Het jy dit gelees saam met my? Hy het hulle wat heilig was voor hom weggejaag en sê, gaan uit. Weet jy, baie keer wil ons die heilige saligheid wees van self, en ons staan so dik gestuisel en gepolitoer, dat ons in die plek van die Here staan om te werk. In 'n oomblik is soos volgend, toe ek heen loop, toe raak ek bedroef, toe ek die gooi met water en die staan nie daar. Hallo, pastoor. Besef nie, die Here wil beweeg onder u nie. Hy beweeg nie altyd magtig en groot dreuninge nie. Partykeer in die kleinste soet aandwindjie. Beweeg die Here. Ons het begin te leer om te soek altyd na die groot goed. As daar nie gekoor dans en geprofeteer word nie, dan is die gees van die Here nie en die diens is onderweer. En so voel ons, en ons wil hê die Here moet eerstehands moet ons elkeen praat, en die Here moet vir jou sê, so sê die Here. En weet jy wat, geliefdes, dan druk ons die oorgawe daar af op die profete, dan lieg hulle vir ons. Moet dit nie forceer nie. Ons moet raak soos die Dorcas bokkie, wat in die woord van God, wat ons elke dag moet lees, om te kan lewe, daar die brood van die lewe, want die mens sal die lewe van woorde alleen, van kos alleen nie, maar van die woord van God. Dis waar ons lewe vandaan kom. En wanneer ons begin te genoegsaam raak, met die woord van God, dit wat ons kan eet, dit wat ons kan inneem, dan kry ons ook genoeg voedingswaarde, en dit is nie droë brood of droë grasies wat ons eet nie, dan kom daar 'n lafenis saam met die woord van die Here in, en dit maak dat ons genoegsaam het. Hoeveel keer hoor ons die woord van die Here, wees vergenoegd. En ek geliefd, as ek sit hier die laaste rukkie toe ek op hierdie gedagte afkom, ek besef ek hoeveel keer klaar oor dit wat ek nie het nie. Ek sit so 2 weke nou al in 'n ry en ek het amper begin te lys te maak oor al die ambisies wat ek in die lewe gehad het en dit wat ek wou bereik het. Wie het dit al gedoen? Dis 1 eerlike, 2 eerlike mense, so 3 eerlike mense, 4 eerlike mense, 5 eerlike mense, 6 eerlike mense. Nou begin die eerlike mense uitkom. Weet jy, geliefdes, dan skryf jy jou ambisies nodig. Toe jy 'n jong man was, het jy 'n klomp goed gehad. Weet jy, ek was baie bekwaam in boks en in skopboks. En ek wou 'n wêreldkampioen geword het. Ek het 'n droom gehad om eendag daar met 'n groot beld om my middel te staan, in 'n groot ring in die wêreld, dat hulle kan sien ek het iets bereik. Baie ander het seker ambisie om 'n sportster iewers te wees of om 'n rooi Ferrari te ry. Of 'n Lamborghini. Of ten minste net 'n, wat noem hulle die Ford Mustang. En nie enige een. 1956. Waar jy met die dubbellig is. 2 streepjes oor die dak. Die ou ene. Kyk jy so praat die man se dak. Maar geliefdes, weet jy, dan maak ons dit 'n lewensambisie en ons wil hierdie ding besit eendag. En ons dryf ons daarheen, maar gaan ons dit ooit regtig bekom? Is ons nie altyd maar besig om ligkastele te bou, terwyl ons moet dit wat die hand van God vir ons gegee het, mee tevrede moet wees. Elkeen van ons loop 'n ander pad in hierdie plek. Van ons loop so swaar en gebukkend onder al die oordeele en die probleme, en ander
Lyk of hulle 'n walk in the park het, 'n breeze. Lyk of die wind hulle van agteraf het en nou saam ons mekaar en oordeel oor dit wat die een het en die ander een wat die het en daai een wat sis het en dan dink ons op ons droom ook. Is niks fout om te droom nie. Maar as ons die werklikheid daaraan begin te kop op broer en suster, dan weet ek vir jou een ding sê. Jy gaan 'n 50cc motorfiets ry soos wat Harley Davidson in sy lewe nie gery is. As jy tevrede met hom is. Weet jy waar kom die verskil in jou broer en suster? Onthou jy toe ons kinders was. Ek weet nie of ons noem dit nou die spreekwoordige besemtaart. My geslag was daar nog cowboys en Indians. Nee broer, hy sit nie daai tipe Indians nie. Cowboys en crooks. Ek ook nie daai tipe Indians nie. Skies ek spot word. Maar geliefdes, hoor nou mooi. Een groepie het aangetrek met die lekker Stetson wheaties en 'n oorbaadjie met 'n sheriff badge aan, met 'n stok wat daar 'n kop uit 'n plank uitgesny was wat nogal mooi met nogal hy reins gehad ook nogal jy kon hierdie perd ry. Dan het ons hierdie klapgange gaan. Arme Indiane, hulle het maar pyl en boge gaan. En ook nie eens genoeg ammunisie nie. Weet jy, ons het tevrede geraak met die speletjie dat die cowboys altyd wen. Het jy dit al so agtergekom? Is dit nie 'n indruk wat die wêreld vir ons kom skep het nie? Die cowboy moet altyd wen nie. Weet jy, geliefdes, 1 jaar het hulle 'n partytjie. My ouma het by Fairview brandweerstasie in die middel van Johannesburg, baie mense weet nie eens waar die plek is nie. Maar dit was een van die eerste en mooiste groot brandweerstasies in die middel van Johannesburg die stad. Dit is 'n groot onthaalarea en is my neefie se 5de of 6de verjaarsdag en hulle kies my om die Indian te wees. Wat het beklei? Ek sê nie verloor kant nie. Ek wil die cowboy wees. So die hoed, so die perd, so die gun. Hy kan sy pyl en boog hou. Weet jy, hulle trek om aan daai dag te sien ek iets voor my oë afspeel. Daai dag het dit nie oor die cowboy gegaan nie. Want hy was nie die ou wat verjaar het nie. Daai dag het dit oor die Indiaan gegaan. Hy het al die geskenke gekry. Nou dink ek so by myself, hoe onregverdig is dit nou? Ek druk ons so om te wees wat ons wil wees, dat ons die punt mis. Dat die Here wil net hê ons moet eenvoudig begin te wees voor hom en tevrede wees met dit wat hy vir ons beskik. En nie wanneer jy dit begin te tel, broer en suster, onthou nie daai koortjie. Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. En jy sal sien hoe dit met jou meen. Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Dan gaan ons almal op 'n hoopie sit en ween. Dis hoe ons is. Geliefdes, ek steeds vir die waarheid. Ons stel nie meer die seëninge wat die Here vir ons gee nie. Ons stel dit met dit wat ons besittings is. Weet jy, geliefdes, ek wil vir jou een ding sê, dit maak nie saak hoeveel jy besit nie, as Jesus nie in jou hart besit nie, jy nou. Hierdie vrou te bied op geweet. As sy net vir iemand iets kan doen, dan gaan sy tevrede wees. Dat sy 'n glimlag op iemand anders te gesig kan sien. Toe sy sterf. Is dit juist hulle wat geglimlag het terwyl sy lewe, wat in 'n weemtaag voor die profeet van God kom. Sê asseblief meester, ons kan nie sonder haar. Die Here ontferm hom deur Petrus en jaag die heiliges uit. Weet jy wat, geliefdes, in tye
van stilte roep hy hierdie vrou. Ek weet nie of hy soos Jesus Lazarus geroep het, hart aan naam geroep het, of hy net gesê het, Tabitha, staan op. Hy het die autoriteit van God by hom gehad. Dit was ook opgevolg deur die soeke en verlange van mense na hierdie vrou se gawe om vir hulle te kan help. Weet jy, as jy vandag iets sou oorkom, ek sien die begrafnisse raak al hoe minder is deesdae social media begrafnisse. Het jy dit agtergekom? Dis mooi as jy daar duisende followers op Facebook het. Maar die dag wat jy heen gaan, o broer en suster, dan is daai volgelinge vir jou niks werd nie. Nie een van hulle gaan jou kus kom dra nie. Maar wat van die 2-3 vriende wat jy het? Het jy indruk van die Here Jesus Christus op hulle gemaak? Het jy by hulle gestaan met die min wat jy het? Want as jy min het, in hierdie aarde het jy dalk meer in die hemel. Woord van die Here sê, moenie vir julle skatte hier op die aarde bymekaar maak, maar mout en roes dit kan verniel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Daar waar daar geen mot of roes of roet is nie. Daar waar dit vir ewig sal. Hoe maak ons skatte in die hemel bymekaar? Op die regte tyd. Met jou geestelike vader, wat gaan baie sleg met hom op die stadium. En weet jy, hy sê vir my op die stadium, en sê, broer nie, ek sit in die kerk, en ek sê die pastoor nie, maar voel te lei. Iemand nie gesien, hy spring op, en hy ry, en gaan haal hierdie persoon. Ek sê, toe hy daar onder in Albertswold, is het jare plaaswêrelde, dit is nou groot stadsgebied. Hy sê, toe hy aankom, toe sien hy, maar die hek is oop, en hy ry sommer deur. Hy sê, hy ry reg, en hoe nader hy kom, meer sien hy, dat hier 'n probleem is by hierdie huis. Die goed lê stukkend buitekant. Hy sê, hy stop sy motortjie daar buitekant, en hy klim uit, en hy loop na die deur toe, en toe hy by die deur kom, toe sit die man by die kombuistafel met sy pistool, toe hy besluit om sy lewe te neem. Hy sê, en hy loop, en hy gaan sit langs om, en hy sê, vanmiddag, so die Here se wil is nie, dat jy die ding moet doen nie. En 'n man agter 'n pistool, kom tot bekering. Wat in die Here weer soek, want iemand het homself ontferm oor een wat nie daar was nie. Luister geliefdes, weet jy wat, dis nie net my werk nie, dis nie werk ook. Ons het 'n liggaam wat gebrek ly. Weet jy wat, geliefdes, as ons hierdie deel, ek sê altyd, weet jy, as ons sitplekke leeg is, dan sit die Here engele, en daar is lekker. Maar die engele het nie die preek nodig nie. Maar vanmôre wil ek vir jou kom sê, as ons nog genoeg saam met die bietjie wat ons het, om nog hier te kan bly, om dit te kan deel met ander. Die Here gee vir ons nie net in klein mate sy woord nie. U is geseënd om vanmôre te kan hoor. Ek hoor op 'n stadium, een van die manne van die Bybelgenootskap sê vir my, dat as jy een Bybel in jou huis het, is jy ryker as 85% van die aarde. Een Bybel! So ek in my pastorie inloop, en tel ek 'n klomp Bybels in verskillende tale. Op my selfoon het ek Bybels in verskillende tale. En weet jy wat, geliefdes, weet jy wat het ons is ryker eintlik, as wat ons ooit besef, vanweë die woord van God, wat in ons midde is, wat vir ons lewendig gespreek word, wat vir ons gepraat word. Ons is nie net 'n ou Dorcas bokkie nie, ons is uitgekies deur die hand van God, om sy bokke te wees. Sy skape te wees. Die woord van die Here sê, my skape ken my stem. Weet jy, ek het gedink, daai is maar net 'n ou Bybelteksie, wat so staan, ek kry die geleentheid in Nylstrom om vir 14 dae op plaas op te pas. Oor Dion Rose, hy is 'n baie goeie vriend van my daar in Limpopo. Hy het 'n stoet dorper skape. Weet jy, vir 14 dae loop ek agter skape, ek is stadskaap nie meer. Ek weet niks van die goed nie. Ek het 'n paar hasies gehad en 'n paar hoendertjies toe ek 'n kind was en 'n marmot of 2, maar hulle het ook nie gemaak. Maar loop ek agter die goed aan.
Weet jy, hier in die middel van 14 dae oor 'n Desember tydperk, hy het gegaan op verlof as Namibië tussen Namibië. Die liewerste video daar op my rekenaar. Ek agter die skape aanloop die eerste paar dae en dan roep ek en ek vlieg vir hulle, daai skape hoor niks. Hier teen die einde, as ek aangeloop kom, dan hardloop daai skape hek toe. As ek die hek oopmaak, dan loop hulle reguit verby my, saam met my, soos wat ek hulle roep, in een reguit lyn. Dink ek, hierdie skaap is nou opgelei, ek weet nie of het nou die polisman aan my is wat wakker geword het, en ek mens sal my hoor of iets, ek weet nie, maar dit was nie dit nie, hulle het gewoond geraak, dat die herder met hulle kom praat. En weet jy, dan maak ek die hek oop en loop ek op, dan geweet die skape presies, ek vlieg dan hardloop, hierdie kom daai kant, hierdie kant, daai kant, almal na die kanale toe waar hulle hoor, dan maak ek die kanale oop. Ek het in 14 dae geleer om skape te kiel. Ek het in 14 dae geleer om al die goede te doen wat 'n herder sy skape moet doen. Ek het agtergekom dat party skape moet jy so 'n bietjie in die nek beet kry. Weet jy wat, geliefdes, is dit nie ons maar kos nie, ons moet baie keer maar toelaat dat die Here ons in die nek beet kry om vir ons op die regte spoor te sit. Vanmôre wil die Here jou herinner, al dink jy sit in 'n woestyntydperk, wees vergenoeg met dit wat hy vir jou toedien in hierdie oomblikke. En weet jy, dis nie baie ver van hier af nie, dan breek die lewe vir jou deur, want ander gaan sê, waar is my broer? Waar is my suster? Is jou plek onmisbaar in die huis van die Here? Wat doen jy vir die Here se werk? Ek wil jy een ding vertel. Ek kan môre wegwees. Ons kan nie uitloop om in 'n kar kan ontstaan. Ons is dom. Daar is soveel maniere om te kan heen gaan. Maar gaan jy onmisbaar in die huis van die Here wees? Dit kan nie tel oor hoeveel jy vir hierdie ou of vir daardie ou doen. Maar dit gaan tel wat jy vir die Here in sy saak doen. Dit gaan tel. Elke kriseltjie wat jy vir God doen. Nou as 'n paar mense dit kon doen om hierdie persoon te bied aan weer in die lewe te roep. Dit lyk hierdie keer 'n bietjie anders, want dit is nie Jesus wat iemand in die lewe geroep het nie. Dit is iemand wat deur Jesus opgelei was. Ek ken nie die krag van God in ons midde om te roep diegene wat dood is in die lewe nie. Ek praat ook van 'n geestelike dood. As mense wat sit lewe in die liggaam, maar die gees is dood. Ons het die mag en autoriteit om hulle te roep en te sê, ek roep jou in die lewe, om weer te lewe, vir die Here. It is time, om tevrede te wees met dit wat die Here gee. Hou op, let op wat ander besit, man. Dit beteken vir jou nie veel, nie sy beursie loop oor, jy het 'n paar pennies en dan dalk, ek hoor baie mense sit 'n skulpie daar, ek weet nie kom nie. Dan is daarom iets in die beursie, ek weet nie. Hou op elke pennie op ligkastele spandeer. Weet jy dit? As jy genoegsaam is, dan voorsien die Here. Ek kan nie vertel van sulke voorsienings by my pastorie, en die pastorie waar ons al gebly het, en ander pastorie. Die vrou sê een oggend vir my, en nie ek is nou lus vir 'n stuk hoender nou, as jy my ken. Ek kan hoender loop en draai met mekaar. My pa sê, hoender is groente. Ek sal eerder brood eet. Maar as hoender goed klaar gemaak is brood, dan sê welkom. Wat gebeur? Ons is in die kerk. Stem die Here, ons keer ons uit. Ons dien soos vanoggend, bietjie styf maar. Die Here is tog daar. Ons vind lafenis in die droë gras ook. Weet jy, toe die diens uitkom, toe loop ons pastorie, toe ons almal gegroet. Toe ons by die deur kom, hy kan nie, toe hang daar 'n checkers. En wat 'n checkers? 'n plastiek sak.
En in daai plastiek sak so 'n hoender man. 'n Plaashoender. Dis nie een van hierdie Shoprite hoendertjies nie. Dis 'n hoender. Ek sê vir my vrou, nou kan ek nie maar met hoender eet nie. Was een van die lekkerste hoenders my sussie wat ek tyd geëet het vir my lewe. Selfde ding gebeur, ons sit in die pastorie. Dis waar almal die sê ek is lus vir 'n pompoen. Ek is nie besig om te skimp vir goed nie, hoor. Ek wil net hê jy moet dit besef, dat die Here voorsien wanneer ons vra. Maar ons is genoeg saam met dit wat ons het. Ek het vir niemand gaan vra, luister, moet jy nie vir my 'n hoender gee nie. Ek kon dit seker gedoen het, was baie hoenderplase in Nipstroom. Spiff chickens in die hele wêreld vol. Luister, my broer en suster, my vrou sê vir my, ons is nou lus vir 'n stukkie pompoen. Pompoen en hoender is in dieselfde kategorie in my boekie. Dis die laaste ding wat ek aan dink as ek by 'n winkel inloop, is 'n groot groentewinkel staan 20 pompoene en 3 sakke aardappels, wat ek 3 sakke aardappels. Ek sal doen met 'n chippie en 'n mes. Maar 'n pompoen, my vrou like duidelik. Gaan kerk toe kom terug van die kerk af, waar staan so 'n boer pompoen. 'n Boer bel my 2 dae later en sê vir my, luister, ons het 'n probleem. Ons hele herbert squash oes is verwerp deur die mark. Ek besluit, luister, ek weet, my vrou het my gevra vir pompoen. Maar ek kan nou nie 'n plaas se pompoen myself hanteer in die huis nie. Ek het nie 'n bakkie nie, ek ry my Ford met 'n trailertjie agter, 'n glider trailer. En ek ry na die plaas toe en daai boer pak daai glider trailer al die deksel af, sodat ek moet terugkom vanaand. Ek pak daai glider trailer, my broer, laat hy so staan. Ek ry op pad pastorie toe, dink ek, Here, wat kan ek doen met hierdie pompoene? Ek weet my vrou het gevra vir een, maar dankie Here dat U ons nou so seën. Ek ry met daai pompoene Abraham Kriel kinderhuis toe. En elke ouer huis en luister wat ek vir sê, hoeveelste vrag aflaai. Toe sê die kinderhuis vir my, asseblief moenie nog pompoene bring nie, ons yskas is vol. Toe sê die kinderhuis vir my, luister, die kinders eet pompoen, maar ook nie so baie nie. Ek het liefdes, ek gaan daai pompoene af en toe Nylstroom se pompoenquota gevul is, toe ry ek warm bad toe. Ek het nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar die Here het my gelei om dit te doen. Ander keer, toe hulle hoor, hierdie ou ry pompoene aan, en hy ry die boere se plase leeg. En hy maak 'n voorsiening, toe bel hulle my, hulle sê, staan 'n trok van Simba hier by ons. Hulle wil nie die aardappels hê nie, wat gaan jy daarmee doen? Ek dink hulle het my getoets, my broer. Ek ry met daardie trailer, luister, broer, met daardie trailer ry ek, selfde ding, Abraham Kriel kinderhuis sê, wat ons gaan aardappels. Jy kan chips eet, maar ook nie soveel. Ek sê, nou maak mes. Ook aardappels. Ek ry die hele warm bad, Nylstroom en naby spruit vol aardappels. Dink jy dit het daar gestop? Dit toets hulle my met warm lemoene, my broer. Ek kom nou die dag hier op my vroeg in Wets en ek sien so 'n klein warm lemoentjies R84, weet jy broer? Nou werk die duiwel nie met jou se sake. As ek elke warm lemoen wat ek verniet weggegee het, verkoop het teen R84 vir so 'n warm lemoen, want as warm lemoen wêreld. As ek skatryk my broer. Maar bygones, ek het dit nie verkoop nie, ek het hulle almal verniet weggegee. En ek staan eendag met terwyl ek Josef is, kom iemand by, want as dit nie net meer trailer nie, ek het 'n vriend met 'n bakkie, Richard Kramer. Hy doen so tussen Suid-Afrika en oorsee boere ook daar vir hulle. Het hy 'n bakkie en hy help my aanry. En ons staan by die pastorie en ek het hierdie besinsel in my hart, ek gaan dit vir sê, as iemand iets gee vir die werk van die Here, dan hou ek nie een vir myself nie. As 'n persoon nie vir my sê, hierdie is joune nie, jy oor dit gee nie, dan vat ek nie ek hierdie silt nie. Van die aardappels het ek nie een aardappel gevat nie. Van die pompoen het ek nie een pompoen gevat nie. Van die koolpoppe later,
het ek nie ingevat nie. Luister geliefdes, toe die dag kom dat ek daar met die laaste bestemming van hierdie wartlemoene afkom. En almal van my van my wat is soet lekkerste wartlemoene, dit is wat in my lewe geëet het. Stop ons daar en Rieke kry maar half vir my 'n wartlemoen van die bakkie af. Hy sê vir my, dis joune, ek sê die boere dit nie vir my gegee, dis nie myne nie. Ek sê ek moet dit uitgee, hy sê dis joune. Ek dink ook ek steek maar my trots in my sak, ek kan nie jou in die gesig vat nie. Ek vat die wartlemoen in die huis aan. By oom toe ek wartlemoen sny. Dis daar niks binne in hom nie. Dus hy pak. Dus hy niks waard. Hy doog ek, miskien het ek 'n klomp broodwartlemoene vir mense gegee. Ek hoor nie een ander plek wat klaar dit al broodwartlemoen was nie, nie die een wat ek in selfse gevat het die dag. Ek besef ek wanneer die Here deur jou werk, werk hy deur jou, maar ook op die einde van die dag vir jou. En geliefdes, as ons dit sal begin te inneem, dat hierdie ou Dorcas bokkie weet om genoegsaam te wees met die lafenis en die droë grasies. Besef ons dat die lewe vir hom 'n geskenk is. Soos wat die lewe vir Tabitha geskenk was, met die lafenis wat sy mee tevrede was. En God op die regte tyd, op die regte plek, 'n man vir homself kon stuur. Petrus was nie toevallig daar nie. Daar was wonderwerke in ander plekke ook, waar Petrus beweeg het, maar hy was geroep na hierdie ene toe. As jy onmisbaar in die huis van die Here. Of as jy weg is, sê hulle, ja, toe drukkend. Ek dink 'n paar mense voel party plekke oor my so. Ek hoop nie u voel al so. Maar vanmôre wil die Here vir jou 'n bokkie en tentoonstelling bring. Verbly julle altyd in die Here, Filippense 4:4. Ek sê dit elke keer, bedink die dinge wat op bo is en nie wat op die aarde is, Kolossense 3:3. 3:23 het nog 'n ander gedeelte en ek gaan dit lees vanmôre. So teen die einde wat ek wil dit so afgesluit, wil ek vir julle sê, jy moet weggaan vanmôre van hierdie plek af met die wete dat God vir jou sorg. Want as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Amen. Kolossense 3:23 en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir die mens. Wanneer jy dinge vir die Here begin te doen, dan tel menslike opinie ook 0 tot 1. Dan maak dit nie saak wat jy doen nie. En weet jy wat geliefdes, ons doen dit ook nie om gesien te word vanmôre nie. Ons doen dit omdat ons weet, ons doen iets vir die Here. Wanneer ons dit vir die Here doen, dan kan ons dit met volle oorgawe doen. Want weet jy wat, as ons dit vir hom doen, dan maak ons skatte in die hemel bymekaar. Ek gaan afsluit. Ek weet jy is nou al lang gesit, maar ek hoop dit was die moeite werd vanmôre. Ek hoop dit was die moeite werd om te kom kyk na dit wat die Here vir u doen. Nie klaag liedere van 'n pastoor nie, maar die ware woord van God. Wat vir jou sê, ek wil vir jou gee. Ek wil vir jou voorsien. Jesaja 52 vers 10. Dis kon dat ek daarin bly. 52 vers 10 sê die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van die nasies. En al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. Wanneer jy doen dit ter harte vir die Here. Nie vir 'n mens nie. Gaan na jou werk toe en moenie vir 'n werkgewer werk nie. Werk vir die Here. As jy op jou knie gaan op jou knie vir die Here. Doen wat jy doen. Doen dit vir die Here. As jy nie op kant klim, weet dit is ook 'n geskenk van die Here. Net vir jou geleer. Ry jou kar soos op die Here se kant. My kar gaan vir jou kilos gee wat jy nie gedink het nie. Doen dit. Alles tot eer van die Here.
Wees genoeg met die lafenis in die woestyn tydperke. Want binnekort kom daar 'n deurbraak en hoe 'n kind van die Here die woord van die Here proklameer hierdie woorde. Hy sê ek sal vir julle gee strome van lewende water wat uit julle binneste voort. Dis nie wat se water nie, dis lewende water. Wanneer die lewende water by een fontein begin te uitborrel, wie kan dit terughou? Dan is ons nou klaar met jou bietjie lafenis in die droë gras, my broer, my suster. Dan raak ons 'n bron saam met hom deur dit laasweek van ons sê ek moet vir sê, hy's 'n onuitputbare bron. Maar as jy in 'n woestyn tydperk is vanmôre, hou aan. Alles wat jy doen, soos jy weet het vir die Here. Alles wat jy doen, bring eer aan God. Want die fonteine is amper daar om deur te breek. En lewende water. Vanmôre kan jy die bietjie lewende water wat jy het, saam met my hier op die altaar. Here, het heilige arm. Kan jy dit sien vanmôre? Voor die oë van al die nasies. Na al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. Moenie vaskyk aan die wêreld omheen nie. Moenie vaskyk aan die tydelike drukking van dit wat die wêreld bied nie. Ek het hierdie woorde lank terug in my lewe geleer. This too shall pass. Wanneer dit verbygaan en die lafenis kom, so strome van lewende water, bring jou kop weer. Bring jou beter. Bring jou kruik. En kom skep. Genoegsaam in die Here. Ons gaan op ons voete staan. Buig asseblief die hoofde saam, ek wil hierdie seën spreek oor hulle. Here, dankie vir die lafenis van die Heilige Gees. Ek wil hierdie volk seën, Here, met genoegsaam. Here, dat in die woestyn tydperke wat hulle in beweeg, in hulle los sal kom daar die strome van lewende water. Dat die drukking wat tydelik is, Here, nie kan opgeweeg word teen die ewige heerlikheid wat daar in Christus Jesus is nie. Wil ek vanmôre seën op seën op seën spreek oor hierdie volk, Here. En my dankbaarheid, Here, vir hulle ophef. Dankie, Here, dat die banke vanmôre mense net waarvoor u woord uit kon gaan. Dankie, Here, dat die Here nou verder seën. In Jesus soet en heilige wonderlike naam, die volk sê, ek wil dan melding maak van